Dink groot. Dit is alreeds die derde boodskap in hierdie kort reeks, wat ek met jou praat oor om groter te dink. God word verheerlik deur groter te dink. Hoe so? Want God wil groter dinge deur jou doen. Die verskil tussen waar jy is en waar God vir jou instoor het om te wees, lê nie in jou hulpbronne, jou vermoëns, jou geld, jou talente, jou agtergrond of jou ryk pa of oom nie. Dit lê in hoe groot jy dink. George Mueller het gesê, faith does not operate in the realm of the possible. There is no glory for God in that which is humanly possible. Faith operate in the realm of the impossible, my friend. If you can see it, say T.G. Jakes, you can have it. But first, you need to see it. Jy moet dit reeds in jou gedagtes sien. In die geloof moet jy dit verklaar. Attempt great things for God, then you can expect great things from God. If your vision doesn't require God, my friend, it's too small. You cannot live bigger than you think. God's plans are always bigger than your comfort zone. So, wat beteken dit om groot te dink? Dit beteken jy gaan verby jou huidige omstandighede kyk. Dit beteken jy gaan Gods se groote wonderwerke verwag. You will be expecting God's size outcomes. En jy gaan nou met geloof lewe en nie meer met beperkinge nie. Dit wat die radio sê nie, of dit wat die TV sê nie, of dit wat die internet sê nie, of dit wat jou vriende sê nie, of dit wat jou pa of ma sê nie. En dan kry mens soos al jou beroepe, maar mense wat negatief is, jy kry negatiewe onderwysers wat sê, die kind gaan dit nie maak nie. Die kind gaan dit nie maak nie. Ek onthou self, ek was ek reken hier by graad 4 rond, sê maar daar, toe hoor ek hoe praat die onderwysers, want daar was omstandigheid in ons familie gewees, situasie, toe hoor ek hoe sê die onderwyser, toe hy dit hoor, toe hoor ek hoe sê hy, dis weer een van daai gevalle, verwysend na my. Maar weet jy wat? God vat omstandighede, en in alle mense se lewens is daar omstandighede, en God verander dit. God verander dit. Moenie na jou omstandighede kyk, jy kyk na die uitkoms. Thinking big is not about building a big church or a big business or a big bank balance. Dis om ruimte te maak vir God om in te beweeg, want alles gaan oor die koninkryk. Maak ruimte in jou gedagtes vir God om te beweeg. Moenie bekrompe wees in jou gedagtes, maak ruimte. Wanneer 'n kerk dink, dis groot, dan word dit groot. Wanneer jy dink, en wanneer jy groot dink, dan word jy groter. Wanneer 'n kerk dink, en begin 'n voorsiening te maak vir uitbreiding, dan brei daar die kerk uit. Wanneer jy in jou bediening gaan dink om uit te brei, gaan jy uitbrei. Wanneer jy groot glo, gaan jy uitbrei. Elkeen van ons is mos die liggaam van God, die tempel van die Heilige Gees, ons gesamentlik verskillende lede. Dink dat God groter is as die wêreld. Greater is he that is in me than he that's in this world. Hou op om jou te definieer deur die omstandighede, want jy sê God is klein. Dis godslasterlik. Jesaja 54 sê hierdie woorde, en ek sê dit weer. Hy sê, jubel onvrugbare. As jy voel jou omstandighede is onvrugbaar, jubel. Die Engels sê so, hy sê, spread out, think big, sing. Barren woman, sê die Engels, sing barren woman who has never had a baby. Fill the air with song. You who never experienced childbirth. Die Afrikaans sê, jubel en juig, jy wat geen weeg gehad. Hoekom sê jy dan nou jubel? Dis dan nou 'n woestyn sand wat in jou oë wag.
Waai, maar weet jy wat wag vir jou? Wonderwerke, groot dinge wag vir jou, want die Bybel sê, want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Here van die leerskare. Ek wil sê, die voorspoed van die ene wat geen verwagting het van wie sy hulpbronne en omstandighede nie is groter, want sy verwagting is van die Here wat hemel en aarde geskape het. You're ending up with far more children than all those childbearing women. God says so. Clear lots of ground for your tents. Dis soos 'n mamma wat begin 'n groceries koop vir jou babatjie wat gebore gaan word. Sy begin spasie te maak, want sy het 'n verwagting. Ek hoop daar's 'n verwagting. Nee, kom ek verander my sin. Daar is 'n verwagting in jou hart. Skep die spasie, koop die groceries. Kry die al die baba goedjies gereed. Make your tents large, spread out, think big, use plenty of rope, drive the tent pegs deep. Moenie 'n oppervlakkige droom met oppervlakkige verwagtinge en dan you're going to need a lots of elbow room for your growing family. You're going to take over whole nations. You're going to resettle abandoned cities. Don't be afraid. You're not going to be ashamed. Don't hold back. You're not going to come up short. A.W. Tozer het gesê, God is looking for people through whom he can do the impossible. Kan ek het weer uitroep? God is looking for people through whom he can do the impossible. As jy dinge beplan volgens wat jy kan doen, dan dink jy klein. Want dan verheerlik jy nie God nie, want dan wil jy uit jou vermoë werk, en dis dan maar swakkerig. Dan gaan ek het, maar omdat ek op God se beursie werk, omdat ek op God se skatte werk, hoef ek nie te vrees nie. Moenie kyk, let op die sigbare nie. Wat sê 2 Korinte 5 vers 7? Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. We walk by faith and not by sight. Nou wat is die groot dinkformule? Wat is die groot dinkformule? Wel, ek sien daar, jy moet dit sien. Al sien jy dit nie, dan moet jy dit sien. Sien dit voor jy dit sien. Dis hoekom hierdie vrou in Jesaja 54 moet sing. In hierdie geval staan die vrou natuurlik vir Israel, maar ons weet, by die kerk staan die vrou vir die kerk. In die wêreld vir die duiwel staan die vrou ook vir die afvallige, teruggevalle sondaars, want dit is mense, die vrou staan elke keer vir mense, 'n groep mense. Israel moet groter dink, die kerk moet groter dink, die wêreld, tog, weet jy my liewe vriend, sien die dinge wat nie bestaan nie, en roep hulle asof hulle bestaan, soos die eerste deel van nommer 1 by die formule van groot dink, sien dit, al sien jy dit nog nie, begin dit te sien, dit, then you spread out, think big, sing, begin om te sing, sê ek wil die Here loof, sê vir jouself, dis lekker om te lewe, staan in die oggend op, sê, greater things are yet to come, greater things are still to be done, sê vir jouself, ek prys die Here, want hy het groot droom vir my in gedagte, want die woord sê immer so, die woord sê dat hy gedagtes oor jou bedink, sê in Psalms, daar's dinge oor jou opgeskrywe, sê die Psalmboek, voor jou geboorte, toe jy nog in die moederskoot gevorm is, soos voordat iets uiterlik gaan verander, moet dit hier innerlik verander, hier aan die binnekant, want God vereis geloof, God commanded a sound to faith, daar moet 'n klank aan geloof gesit word, roep die dinge wat nie bestaan nie, roep dit in wording, geloof het 'n klank, Abraham het die stad gesien wat fondamente het, al het hy dit nie ontvang nie, hy gaan dit nog instap, die stad wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is, hy het dit gesien, hy het dit geroep, hy het dit verklaar, God commanded a sound of faith, in hierdie Jesaja 54, hy sê, sing barren woman, in die Afrikaans sê hy, gejubel en gejuig, sit 'n bietjie klank by, en dan dink begin in jou gees, en in jou gedagtes, jy moet die increase sien, jy moet die vooruitgang sien, voordat jy dit voel, jy moet dit praat, anders gaan jy dit nie maak,
Jy wag nie vir resultate om groot te dink nie, resultate wag vir jou om groot te dink. You don't wait for results to think big. Think big to create results. Results are waiting for you to think big. 5. Geloof, Hebreërs 11:1. Geloof is 'n vaste vertroue. Die definisie van geloof, God soek 'n klank by geloof. Hebreërs 11:1, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Ja, hoop. Things that we hope for. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dis jou bewys. That's your evidence. Geloof is 'n vaste vertroue. Soek jy 'n bewys, sit klank by jou geloof. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit wat jy nog nie sien nie, jy het 'n bewys dat dit joune is, omdat jy klank by jou geloof sit. Die NIV sê, now faith is confidence in what we hope for. Droom groot. Faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. If you cannot see it in the spirit, my friend, you will never walk in it in the natural. Soos, wat is die formule vir groot droom, vir groot ding? Punt 1, sien het voordat jy het sien. Punt 2, maak spasie. Begin 'n spasie maak soos daar die swanger vrou. Enlarge your place, enlarge your tent. Sien hoe jy die kerk groter bou. Sien hoe jy 'n nuwe gebou oprig. Sien jou Bybel Universiteit wat miljoene mense oor die wêreld wat skaar is. Miskien moes ek dit nie sê nie, omdat jy nie saam met dit glo nie, maar ek glo dit al klaar. En ek sê dit, ek verklaar dit. Thinking big means expanding your capacity. Jy moet jou mindset groter maak. Dink groter. Nie omdat jy so grand is en omdat jy ambisieus is, maar omdat jy God loof vir sy grootheid. Want greater is he that is in us than he that's in the world. Jy moet God verheerlik. Jy moet in God vertrou. Nie aan my die eer nie, nie aan daardie man met die groot kerk die eer nie. Dit gaan oor die koninkryk. Dit gaan omdat jy sê, Here, ek is swak, maar U is sterk. Ek roem in my swakhede. Ek roem daarin dat ek nie op my vermoë staat maak. Ek droom 'n droom groot genoeg dat dit bestem is om te misluk as God nie daarin is nie. But with Christ in the vessel, I can smile at any storm. Omdat jy jou mindset begin groter maak, begin goed te sê wat belaglik is vir die mens wat nie glo nie. Jy sal dit sê, want God maak dit waar. As jy vir 'n berg sê skuif, dan moet hy skuif. Hy moet eenvoudig net skuif. Hy het nie 'n keuse nie. Daardie berg moet skuif. Hy moet skuif, so stretch yourself. Hierdie skrif sê hierso in hierdie plek, hy sê maak die plek van jou tent wyd. Laat hulle die tentdoeke van jou tentwonings oopspan. Om te strek is ongemaklik. Dit bring spanning. Strek jouself so 'n bietjie. Moenie in die comfort zone gemaklik raak nie. Stretch jouself. Om te groei is baie keer ongemaklik. Ek meen, as jy groei, raak jou klere kleiner. Dit is ongemaklik. Jy moet nou nuwe gaan koop. Dit is ongemaklik as die broekie nou te kort raak, want die kind het gegroei, maar dit beteken daar is groei, en is dit nie lekker om te weet, die kind het gegroei nie, halleluja, hy het gegroei. Thinking big will challenge your current limits. Stretch your faith. You cannot grow and stay comfortable. Moenie gemaklik raak nie, stretch. Dis die formule vir groei, is maak spasie, begin jouself te strek, te span, sit 'n bietjie spanning by, jy kan nie verby jou huidige posisie groei, as jy weier om te strek nie, en hou nou op om jouself te beperk, met dinge wat rondom jou gebeur het, deur negatiewe resultate van iemand iewers, of die dagblaaie, die koerante, wat sê, die ekonomie die en die, moenie sulke goed oor jou lippe uiter nie, moenie sê, as dit nie, sê liewer, dit sal werk, dit gaan werk, sê prys die Here, moenie terughou nie, ek verklaar dit oor jou, my liewe vriend,
Maak jou fondasie dieper. Die skrif sê, hier in hierdie selfde vers in Jesaja wat ons gelees het, slaan jou penne styf in. Maak jou fondasie dieper. Jy moet jou verhouding met God dieper maak. Jy moet lees jou Bybel deur. Skryf in vir die 1 jaar Bybelleesprogram hier op die Bybel applikasie app. Skryf in, ek het aangeskryf daarvoor en ek lees dit. En al kry jy dit al lees jy hom in 1 jaar deur nie, al vat dit vir jou 2 jaar om hom deur te lees. Skryf in. Moenie langer wag nie, skryf net in. Skryf dit in, kom ek vertel jou, kom ek lees vir jou hierdie app wat ek tans gebruik, net sommer so vir die goedheid daarvan. Ek gebruik die Bible Recap with Tara Lee Cobble. Dis die ene wat ek tans gebruik, en hy werk nogal baie, baie lekker. Gebruik het, met ander woorde, maak jou diepte in die Here. As jy groot wil droom, kry diepte in die Here. Hoe kry jy diepte? Lees die woord. Kry jy diepte? Aanbid God wanneer die gemeente saam aanbid. En as daar nie aanbidding is in die plek waar jy kerk gaan nie, dan is daar 'n groot tekort, want dis 'n belangrike komponent, ek wil amper nie dit 'n komponent eens noem nie, want dis groter, is 'n belangrike deel van jou lewe. Jy moet jou verhouding met God sterker maak, jy moet dit vergroot, jy moet groei in jou verhouding, en dan moet jy verwag om te groei. Verwag om volgende jaar nader aan die Here te wees. Verwag om groter te wees in jou groei. Verwag om, wanneer jy inskryf, ek hoop julle skryf in, stuur vir my daai boodskap, inligtingsblad vir ons Bible Keys University. Verwag om volgende jaar verder te wees. Weet jy wat het ek agterkom, daar's mense wat nie inskryf omdat hulle bang is, hulle gaan dit nie maak nie. Dis 'n tekort in jou gedagtewêreld. Hulle is bang, dis te moeilik. Vriend, dit gaan nie moeilik wees as jy 'n verhouding met die Here gaan begin kweek nie. Matriek is moeiliker as standaard 9 en sub B is moeiliker as sub A, maar weet jy wat, as jy sub A klaar gedoen het, dan gaan jy deur sub B, as jy sub B klaar gedoen het, gaan jy deur standaard 1, en so gaan jy deur die grade van die lewe, en God sê, it is time for your next level, vir die volgende vlak van heerlikheid in jou lewe, soos verwag dat jy dit gaan deurkom, verwag dat jy dit gaan maak, verwag dat God groot is in jou, greater is he that is in me, verwag, bigger than you, groter, God is altyd groter as jy, God is groter as jou gemak, en verwag dat jy groter verby jou huidige posisie gaan groei. Nou ja, vriende, jy weet mos nou, God dink aan vermeerdering, hy sê, wees vrugbaar en vermeerder, sê hy vir die mens. Sê vir jouself, ek gaan vrugbaar wees in die bediening, deurdat ek in die bediening baie vir die Here gaan doen, en beteken, siele gaan tot bekering kom. God het jou nie gemaak om middelmatig te wees nie. Hy het jou gemaak om, in Adam en Eva se geval, om te heers. En ons gaan oor die werke van die vyand, ons gaan hom uitklee, hy is klaar uitgeklee en in die openbaar tentoongestel, maar jy gaan oorwin. Ons sing maar so 'n liedjie in die kerk, ons sal oorwin deur die bloed van die lam, en dit staan ons ook in Openbaring 12, deur die woord van ons getuienis. God kyk vir houers. God is looking for vessels, but not for vessels only. In fact, he's looking for lives that he can change and that he can fill and that he can expand through. Hy wil deur jou lewe uitbreiding bewerk. En jy, die formule van sukses is om skaamheid te verwerp en boldness aan te trek. Die vyand sê, jy is nie genoeg nie. En nou sê jy vir jouself, ag, ek is nie genoeg nie, ek is nie goed genoeg nie, ek het te veel foute gemaak, ek is nie genoeg nie, ek het al teleurgestel, en ag, ek kan nie voor mense praat nie, toe kies God vir Moses. Sê vir jouself, ek sal nie skaam wees nie, want die Bybel sê, hy wat glo sal nie skaam wees nie. Hy hoef hom nie te beskaam nie. Dis wat die Bybel sê. Jou verlede is mos nie dit wat jou definieer nie. Jou verlede is nie jou profesie nie. Nee, 1000-mal nee, jou verlede is nie. Wat God sê is wat saak maak. En God sê jy kan. God says I'm healed.
God says, I'm washed in the blood of the Lamb, then I am washed. God says victory. Soos dink groot, sien spasie, strek jouself uit. If your vision doesn't require God, your vision is too small. Soos ek wil afsluit met hierdie paar woorde. God kyk vir mense deur wie hy die onmoontlike kan doen. God is looking for people through whom he can do the impossible, and I believe every person, every single person on this planet, ek glo dat elke persoon is 'n kandidaat vir 'n wonderwerk, maar jy moet God glo. Vader, dankie dat U alles in ons skoot gesit het, eintlik in ons hart gesit het, want die woord sê, U leef hier binne ons. En U het die Gees in ons uitgestort, en die woord sê, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie, ek is nooit eensaam en alleen nie, want die woord sê, dat U binne in my bly, daarom is ek nooit alleen nie, want U het die Heilige Gees in my ingestort. Ek sweier en ek vra verskoning waar ek U beperk deur my gedagtes. With Christ in a vessel, I can smile at the storm, en ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Dankie dat mense wat na hierdie woord geluister het, nou, hulle drome weer opneem, en sê, ek kan, en ek is tot alles in staat. Amen. Stuur vir my 'n WhatsApp in die woord, dink groot notas, ek stuur hierdie vir jou, WhatsApp het vir jou terug, al hierdie notas, dis joune, gratis en verniet, stuur vir my WhatsApp met die woord ondersteun, as jy sê, ek wil saam met jou 'n medewerker wees, ek wil jou ondersteun in die bediening, ek stuur vir jou die besonderhede waar en hoe jy met jou finansies kan ondersteun, en stuur vir my 'n WhatsApp, Bible Keys University, of net inligtingsblad, inligtingsblad, of Bible Keys University, of net die woord University, en ek stuur vir jou die inligting, en wanneer is volgende inskrywings vir aanlyn studente is, en onthou, jy kan, want jy is tot alles in staat. Ek seën jou in die naam van die Here, jy is kosbaar. Ek wil dit net vir jou sê, hou op dat die duiwel vir jou sê, jy is nie kosbaar nie, jy is kosbaar, God wil deur jou werk, hy het 'n plan met jou lewe, en moenie deel van die klomp mense wees wat onbetrokke, onaktief, net sit, en niks vir die Here doen nie, jy is 'n werksman geroep in sy workforce, en hy gaan jou eendag beloon vir wat jy vir hom gedoen het. Asseblief, ek wil amper nie ophou moet praat nie, asseblief, staan op in die naam van die Here, staan op, begin te beweeg, skryf jouself in, begin te beweeg, werk vir die Here, kom aan, staan op, ek seën jou in die naam van die Here, amen, bye.